Môre, dis Woensdag die 28ste Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met 'n koppie koffie in jou hand of dalk met 'n hart wat sê, Here, ek verstaan nie heeltemal wat in my aangaan nie. Vandag lees ons verder in Genesis 25 vanaf vers 19 tot 26. En hierdie gedeelte is kort, maar dis vol lewe, want dit wys vir jou, God werk ook wanneer dinge binne in jou te mekaar voel. Nou vers 21 sê vir ons, Isak het die Here gesmeek oor sy vrou, want sy was onvrugbaar. En dan staan daar iets wat jou geloof rustig maak, en die Here het hom verhoor. God hoor nie net groot mense se gebede nie, hy hoor 'n man wat oor die jare aanhou. Hy hoor wanneer 'n huis stil raak en hoop moeg raak. Maar kyk dan wat gebeur, Rebekka word swanger, en tog word dit nie sommer net maklik nie. Vers 22 sê vir ons, die kinders het jy mekaar gestoot binne in haar. En sy vra 'n eerlike rouvraag, as dit so aangaan, waarvoor leef ek dan? Dis nie 'n mooi kerksin nie, dis 'n regte hart wat swaar kry. En toe doen sy die wysste ding in die lewe, sy gaan om die Here te raadpleeg. Sy bly nie vas in haar angstigheid nie, sy vat dit na God toe. En dan antwoord die Here. Hy antwoord nie net met 'n gevoel nie, hy antwoord met 'n skrif. Hy sê, daar is 2 nasies op pad. En dan sê hy iets wat die wêreld se rangorde omdraai. Die oudste sal die jongste dien. Met ander woorde, God se plan hang nie aan menslike reëls nie. Hy is koning, en selfs wanneer jou binnekant stoei en worstel, is hy nie weg nie. Hy weet, hy sien en hy bestuur. Miskien is dit presies wat jy vandag moet hoor. As jy vandag voel daar is 'n stoei in jou binneste, 'n vrees, onsekerheid, 'n wagtyd, dan sê Genesis 25 vir jou, gaan raadpleeg die Here. Hou vas aan hom, want God hoor en God antwoord en God is nooit laat nie. En dit vat ons reguit na Jesus, want God se pan loop deur hierdie geslagte tot by Christus. By die kruis dra Jesus jou sonde, so die grootste skeiding tussen jou en God weggeneem kan word. En deur sy opstanding gee hy ons nuwe lewe, nie net 'n beter week nie, 'n nuwe hart. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U hoor wanneer ons pleit. Dankie dat U kan praat wanneer ons nie verstaan nie. Maak vandag ons harte stil genoeg om U te kan raadpleeg en sterk genoeg om U woord te vertrou. Here Jesus, dankie vir die kruis en die opstanding. Dankie dat ons nie net antwoorde kry nie, maar dat U ons redder is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En as jou binnekant vandag worstel, beteken dit nie God is weg nie. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy vergewe, hy maak nuut, hy bring jou terug na God. En as jy hom ken, rus vandag in die wete, die Here is nie net bewus nie, hy is betrokke. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.